Goeiemôre volk van Israel, is vandag die 13 Oktober 2025 en ek bring vanmôre vir julle boodskap uit Amos 8 vers 11. Kyk, daar spreek meester Jahwe dat ek 'n honger in die land stuur. Nie honger na brood nie en ook nie na dors na water nie, maar om die woord van Jahwe te hoor. Ek eer Vader, daar is soveel mense wat inkom en luister. Daar's soveel mense wat vra, ek eer Vader, ek loof hom, ek eer hom vir sy woord wat tot die waarheid kom. Want daar is geen onreg op sy lippe nie. Wat Vader gespreek het deur sy profete is in vervulling, soos ek al reeds gesê het voorheen. So volk, hier sê Vader, die mimmerede sal lering ontvang. Ek ontmoet baie mense nou, baie mense begin inkom en luister en vra. Ek eer Vader daarvoor. Hy spreek verder met ons in Sefanja 3, vers 4. Sy profete, dis leraars van kerke wat hy hier praat, ligsinnige troulose manne, sy priesters vond onreinig wat heilig is en hulle verkrag my wet. So Vader is besig om te spreek en te sê wat die leraars van kerke doen. Daarom het hy ook vir jou gesê, my volk gaan te gronde weens sy gebrek aan kennis. Kennis is Torah, die boeke van Moses. Hy sê, omdat hulle die kennis, die boeke van Moses verwerp het, so sal hy sy priesteramp en sy kinders verwerp. So vinniger leraars, en ons moet bid vir hulle, dit bly nog steeds ons mense. Hoe vinniger ons hierdie volk, die leraars van kerke, kan getuig wat Vader in sy woord sê, hoe beter vir elkeen van ons. Maar jy wat 'n oor het om te hoor vandag, luister. Hy sê daar in Sefanja 3 vers 17, Jahwe jou Elohim is by jou. Soos julle gesê het, Here jou God. Ons kan nie Vader noem op afgodsname nie. Want hy sê dit ook in Exodus 23 vers 13. Julle mag nie afgodsnaam oor julle lippe spreek nie. So hy sê daar in Sefanja 3 vers 17, Jahwe jou Elohim is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Julle wat geluister het, julle wat nou terugkeer, Vader is bly in sy hart. Die engele juig in die hemele. Hoeveel te meer